Goeiemôre aan almal, baie welkom vanmôre by hierdie baie spesiale dag in almal van ons se lewens. Opstandingssondag, Paasondag, die graf is leeg, Jesus is die koning, die donker nag is verby en daar's rede vir hoop en vir verwagting en ons koning lewe. Kom ons sit net so, dan bid ons net saam. Here God, dankie vir hierdie nuwe dag, 'n wonderlike dag. Die dag, Here, waarvoor ons wag, die dag waarna ons almal smag, Here, die dag van oorwinning, die dag van sien, die dag van voel, die dag van ervaar, die dag van beleef, dat U God, koning en Here is. Vader, word U vanmôre verheerlik. Seën asseblief hierdie boodskap, Here. Laat die Heilige Gees elke hart vandag diep aanraak en kom spreek U met ons deur die woord en deur die Gees. Here, U ken ons harte, U ken ons behoeftes, U ken ons worstelinge, U ken ons stryd. En ons loof U dat ons vandag voor U almagtige troon kan by mekaar kom en ons knie kan buig in afhanklikheid om te erken dat U God is. Maar ook, Here, om te kom hoor wat U deur U Heilige Gees vir elkeen van ons wil sê. Spreek met ons, Here. Ons is honger en ons smag na U lewende water in die naam van Jesus. Amen. Ja, prys die Here. So vanmôre is Paasondag of Opstandingssondag en ek wil vanmôre gesels oor die noodsaaklikheid van die opstanding in ons lewe. Dat die opstanding van Jesus Christus 'n merkwaardige gebeurtenis was, wat van kardinale belang is vir ons Christelike wandel, vir die pad wat ek en jy moet loop. Ons moet plek maak vir die opstanding, ons moet dit verstaan, ons moet dit aanvaar en ons moet dit toelaat dat die opstanding 'n deel word van my en jou daaglikse lewe as Christen in ons lewens. Paasondag is 'n interessante Sondag, want dit kontrasteer met Vrydag. Dit kontrasteer met die kruisiging, met die dood. Kontrasteer dit en dit is wêrelde van mekaar af. Dit is dood en lewe. Dit is 'n graf van treur en van ondenkbare sorge. En aan die ander kant is dit 'n dag van uitermate opwinding en hoop en verbasing en alles wat daarmee saamgaan. Okay, so in Lukas 24 vers 4 kom die vroue by die graf aan en hulle vind Jesus nie daar nie. En die woord sê vir ons in vers 4, die vroue in verleentheid omdat Jesus nie daar was nie. Hy's weg, Jesus is weg, hulle die liggaam van Christus verloor. Hoe is dit moontlik? Hoe kan dit ooit gebeur? Hoe kan die liggaam van Christus weg wees? En dis waarvanaf die verleentheid kom. En dan kom die engel en hy vra vir hulle, waarom soek julle die lewende by die dooies? Ons het Vrydag in ons diens het ons geleer van die kruis, van sy dood en van hierdie voltooide werk. Die wonder van die kruis is dat dit 'n voltooiing was, dat dit 'n afhandeling van 'n sekere taak was met die woorde, dit is volbring. Ons het geleer dat Jesus ons voete wil was, soos hy sy disippels se voete gewas het. Hy wil die stof, die sorge van hierdie wêreld van ons voete afwas, maar meer as dit wil hy ons harte was. Hy wil ons harte was van die klad van sonde, van die merk, van die impak wat sonde en sondigheid en die sonde van die wêreld op sy kinders se lewens het. Hy wil ons verlos van die invloed van sonde. Waarom dan is die opstanding so belangrik? As Jesus dan kon sê en uitroep, dit is volbring, bedoelende, dis klaar, dis afgehandel. As dit dan afgehandel is, waarom dan die belangrikheid van die opstanding? Hoekom is die opstanding dan vir ons nodig? In Matteus 25 vers 6 lees ons dat hy sê, die engel sê vir die vrouens,
Hy het opgestaan, soos hy gesê het. Hy het opgestaan, soos hy gesê het. Die angs van die kruis, die hartseer van die kruis, die gruisame realiteit van die kruis, word verander in 'n tyd van, en wil ek vers 8 lees van Matteus 25, en hulle het haastig weggegaan met vrees en groot blydskap, en hulle het gehardloop om dit aan die disippels te vertel. Nou, weer, soos ek net nou gesê het, hierdie is hierdie massiewe kontras tussen hartverskeurende realiteit van die kruis en die gruisaamheid en die hartseer en die pyn en die ondenkbaarheid daarvan, na 'n plek toe van groot blydskap. En die reaksie op dit was, hulle het gehardloop, hulle het nie geloop, hulle het gedink, ag, wat kom ons gaan sê, maar nie, hulle het met opwinding weggehardloop, om die disippels te gaan soek en te vir hulle vertel wat gebeur het. Hy het opgestaan, soos hy gesê het. Dit is die verskil tussen hoor van en ervaar. En dit is 'n plek waar ons onsself soveel keer in hierdie wêreld vind. Ons hoor van Jesus. Ons hoor van hom as 'n vergewer van sondes, as 'n verlosser, as 'n voorsiener en al die ander dinge wat Jesus ook werklik is. En ons glo dit. Ons glo dat hy verlosser is. Ons glo hy het aan die kruis gesterf. Ons glo al hierdie dinge. Maar dan, net soos vir die opstanding, het die disippels en het die vroue Maria en die ander wat daar was, hulle het geglo in die opstanding, hulle het geglo, want onthou, Jesus het dit vir hulle op verskeie kere vertel. maar hulle het dit as 'n akademiese, intellektuele beginsel geglo. Hy het nie regtig gedink en kon nie regtig verstaan dat dit sou gebeur het nie. En toe dit wel gebeur, toe hulle wel by die graf kom, en hulle sien, Jesus is nie daar nie, het dit nie by hulle opgekom, hy het opgestaan, ja, hy het vir ons gesê, hy gaan opstaan nie. Dit was soos, nee, het kan nie wees nie, hy is vermoor, hy is dood, hy is aan die kruis, en nou sy liggaam nog weg ook. En dit het 'n engel van die Here gekom, dit het die ingryping van die Here gevat, om vir hulle te sê, wag, kalmeer, wees rustig. Onthou julle wat hy vir julle gesê het? Hy het gesê, ek gaan aan die kruis sterf, en op die 3de dag sal ek opstaan, en ja, hy het opgestaan, dis waarlik waar, hy het die dood oorwin, hy het opgestaan, en hier word wat hulle gehoor het, wat hulle sien, wat hulle ervaar, wat hulle beleef. En Christen, vir my en jou in ons geestelike lewe, is dit so belangrik. Dat ja, daar's so baie dinge wat ons hoor, wat ons leer, wat ons lees, en ons glo dit. Ons glo dit met ons hele harte, ons glo dit met ons verstand, ons glo dit met al ons krag. Maar daar's 'n beperking, daar's 'n volgende gebeurtenis, daar's 'n ervaring van dit, daar's 'n ontvang daarvan. Jy sien, in die opstanding van Jesus word hy laat ek het net weer sê, by die kruis is Christus die betaling en die belofte, maar by die opstanding is Jesus die kwitansie en die vervulling. Jy sien, die kwitansie is nodig as bewys van die betaling. Iemand kan sê, wel, die rekening is betaal, dan kan die eienaar sê, maar, ek is alles reg, hy is betaal, maar waar is die kwitansie? Waar is die bewys van die betaling wat jy claim, wat jy eis? Jy kom na my toe en sê dat die skuld is betaal. Nee, ek kan vaar het, maar waar is die betaling? Waar is die bewys? Waar is die kwitansie? En jy sien, wanneer Christus die kwitansie en die bewys word van die betaling van die skuldlas, van die sonde en die invloed van sonde op my en jou lewe, dan bring dit 'n verandering.
wat ek glo, wat hy gesê het, al het ek dit nie verstaan nie, of kon insien dat het kon gebeur nie. Dit is wat die kruis was. Dit is daai plek van onsekerheid, alhoewel ek glo. Dis daai plek van, ek glo, maar ek is nie seker nie. En dis waar die man na Jesus toe kom en hy sê, Here, vergewe my ongeloof. Here, ek weet jy is die Messias, ek weet wie jy is, maar vergewe my ongeloof. Die opstanding, die ervaring van wie en wat hy alles is, en dat hy is wie hy gesê het hy is, verander alles. Dit verander alles. Niks is meer dieselfde nie. Die graf van verslaandheid, van verlies, van nederlaag, is leeg. Christus het opgestaan. Hy het kom doen wat hy gesê het, hy gaan doen in jou lewe en in my lewe. Van vernedering, van verslaandheid, van verlore hopeloosheid, tot opwinding, hoop, blydskap en ekstase. Luister mooi, letterlik in 'n oogwink. Die discipels, die vroue wat na die graf toe gaan het, was nog verward deur mekaar geskok, en hulle het maar hulle plig gaan doen by die kruis, net om te vind dat wat hy gesê het, het hy gedoen. So verseker is daar waarhede van wie Jesus is en wat ons gehoor het en wat ons glo, maar nog nie ervaar het nie. Daar's hierdie geloofspad wat ek en jy moet loop. Daar's hierdie geloofspad van die woord, die waarheid, dit wat Jesus gesê het, net soos met die disciples. Maar dan kom daar, hoor mooi, 'n opstanding van Christus, 'n bewys, 'n kwitansie, 'n finale ervaring van dit wat hy gesê het. Dit wat hy gesê het hy gaan doen, word nou 'n realiteit in my lewe. Hy het gesê, daar's genesing vir ons. Hy het gesê, daar's vergifnis van sondes vir ons. Hy het gesê, daar's vrymaking van bindinge. Hy het gesê, daar's 'n totale menswees vernuwing wat kan gebeur. En dit alles is mooi en goed en waar. Maar daar's 'n verskil. Dat die dag wat die opstanding, die kwitansie, die ervaring van wat hy gesê het, waar word, verander alles. Dit verander van miskien, van ons hoop dit gaan gebeur, dat dit het gebeur. Daarom wil ek vir jou vanmôre sê, is die kruis 'n noodsaak, die opstanding is 'n noodsaaklikheid in jou lewe. Die opstanding moet 'n realiteit in jou lewe word. Die opstanding moet die hoop word, van hier is die kwitansie, ek gaan na die skuldeiser, en ek gaan bewys, dat die skuld betaal is, dat die graf leeg is. Dit beweeg ons van belofte tot vervulling. Dis tyd miskien vir jou en my om op te staan. Dis tyd vir jou en my om miskien op te staan van waar ons miskien vasgehaak het. Van waar ons gehoor het van beloftes, ons het gehoor van realiteite van wie en wat Jesus is, van wat hy wil doen, maar is asof daar 'n deurbraak nodig is. Dis asof daar 'n hindernis is, sodat wat beloof is, wel waar is en ons glo dit, maar ons kan dit nie, ons kom nie by die plek van ontvang nie, ons kom nie by die plek van realiteit nie. Die kruis het sy doel en sy werk in ons lewe, maar ons mag en hoef nie net by die kruis van sonde en van vergifnis te bly, en nie toe te laat, dat die volheid van die evangelie ook, die opstanding, die evangelie sluit die opstanding in. Deel van die evangelie is wel die kruis, en wel die oorweldiging van ons menslikheid, die oorweldiging daarvan dat my sonde my oorweldig, en dat my sonde vir my 'n ondoenbare ding is, en dat ek 'n verlosser nodig het, een wat sonder sonde is, om aan 'n prys te betaal wat ek nie kan nie. En dis als die doel van die kruis. Maar daar kom 'n dag vir ons, 'n nuwe dag, 'n nuwe seisoen van hoop, van verwagting en van deurbraak.
en dat ons dit kan ervaar. Die opstanding beweeg ons van die kruis van beloftes na die plek van ervaar en beleef wat Jesus Christus vir my en jou gedoen het. Jy sien in Korintiërs 15 vers 14 en 17 sê hy die volgende merkwaardige woorde. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs en vergeefs ook julle hoop. Ouens, wat 'n skrikwekkende vers is dit nie? Dat mense kan die kruis beleef en ervaar en ons kan by die kruis gaan en ons kan sien dat Jesus betaal en ons kan dit glo. Maar as Christus nie opgewek het nie, is dit te vergeefs. Wow, dis amper moeilik om dit te sê. Dis amper soos wie kan jy dit sê? Kom ons lees weer wat Paulus sê. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs. Dis te vergeefs dat ons vir julle die evangelie kom voorhou, van oorwinning, van vergifnis, van 'n oop graf, van sonde wat oorwin is, van dood wat oorwin is. Dis te vergeefs as Jesus nie opgestaan het nie. Dan is ons prediking vergeefs en vergeefs ook julle geloof en of julle hoop. Julle het nie hoop nie. Wat is die waarde van hoop by 'n graf en by 'n kruis waar daar nie 'n opstanding is nie, waar daar nie 'n derde dag gebeur het van die opstanding nie? Dit is te vergeefs. Dit het wel gebeur, maar die doel daarvan kan nie sy volle werking bereik nie. In vers 17 sê hy, en as Jesus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos. Dan is julle nog in die sonde. Het dit miskien tyd geword vir jou en my om te gaan soek na die opstandingskrag van Christus in ons lewe? Het dit miskien dalk nodig geword vir jou en my om wel ons plek by die graf en by die kruis te gaan inneem en te gaan ontvang wat daar gebeur het? Maar miskien is dit nodig dat ek en jy na die opstanding van Jesus kyk en dit soek, die vervulling daarvan in ons lewe soek en ontvang. Die opstanding is 'n kwitansie vir jou en my, 'n bewys dat God se aanvaarding van Jesus se dood plaasgevind het. So daar's 4 goedjies wat ek net vinnig met jou wil deel, wat die opstanding van Christus noodsaaklik in jou en in my lewe maak, sodat ons as Christene vorentoe, voluit en in oorgawe kan lewe. En dis reeds die opstanding wat hierdie dinge vir jou en my bewerk. Dit bewys God se aanvaarding van Jesus se dood. Die opstanding bewys dat ons Vader Jesus se betaling aanvaar het en dat dit voldoende betaling vir redding en van verlossing is. Jy sien, God het na Jesus se kruisiging, se kruisdood gekyk. Hy het dit geëvalueer en die opstanding bewys dat God Jesus se betaling vir jou en vir my aanvaar het. Dus Jesus het volbring wat hy moes doen en God het die kwitansie uitgeskryf op wat hy gedoen het en die bewys van volle betaling vir jou en vir my. Die opstanding bewys dat die dood oorwin is. As Jesus nie opgestaan het nie, het die dood nog 'n finale sê gehad. Deur sy opstanding het God bewys dat hy autoriteit oor die krag van sonde het. Die dood was die krag van sonde. Want die sonde bring die dood voort. En daarom het God die krag van sonde, die gevolg van sonde wat die dood is, kom vernietig. En die dood is oorwin. Die dood is oorwin en sy angel is verwyder. Die angel van die dood van die sonde is die dood. En die dood is oorwin. Die dood het geen krag oor ons meer nie. Die dood word vir my en jou 'n deur na die volheid van God, die ewige lewe, die lewe waarheen ons in elk geval op pad is. Okay, baie belangrik om dit te weet, want dit verander ons hele opinie oor die lewe en oor die dood.
Dis die bevestiging van ons geloof in wie Jesus Christus is. Die opstanding bewys dat Jesus is wie hy gesê het hy is. Hy is wie die profete verklaar het hy is, die Messias, die verlosser, die een wat sondes vergewe, die een wat nuwe lewe bring, die een wat ons in oorwinning kom lei. Dit bewys dit. Dit bewys verder die volheid van die evangelie, of laat ek het so stel, die groei en die ontdek van sy volheid. Hy het opgestaan en daarom kan hy nou aan die regterhand van die Vader sit. Hy sit om in te tree vir my en vir jou. Hy het 'n lewende hoop en 'n verlosser geword vir ons, 'n Here, 'n Jesus, 'n herder. Nou hoor mooi, ons het 'n lewende verlosser. Ons verlosser lewe, hy is nie meer dood nie. Miskien in ander gelowe glo hulle in iemand wat 'n merkwaardige lewe gelei het, maar daardie persoon is dood. Christus is die verlosser van die mens wat die dood oorwin het en wat opgestaan het en wat vandag aan die regterhand van die Vader sit en vir jou en vir my intree, wat vir jou en vir my op 'n dag tot dag basis verstaan en medelee met ons het en dag vir dag saam met ons loop, sodat ons 'n volwaardige oorwinningslewe kan lei. En ek wil dan die volgende sê, daar is 'n tyd om by die kruis of by die graf te sit en te ontvang wat die kruis in ons harte moet doen. Dit bring by ons 'n besef van wie ons is en wie God is. Dit bring by ons 'n besef dat ons onsself nie kan red nie. Dit bring by ons die besef dat ons 'n verlosser nodig het. En daardie dinge is alles belangrik. Maar mag ek met permissie vanmôre sê, daar is soveel Christene wat die lewende Jesus in die graf gaan soek. Daar is soveel Christene wat vandag by die graf gaan sit en wil mor en wil treur en dink dat as hulle hard genoeg treur en as hulle hard genoeg huil, dan gaan die verlosser hulle hom in die graf vind. Hulle gaan daar in die graf een of ander antwoord, een of ander verduideliking vind vir die hartseer en die pyn van hierdie lewe, vir die onverstaanbare dinge wat onregverdig is, wat gebeur en dit moenie gebeur nie. Jy sien, die antwoord vir die graf is die opstanding van Jesus Christus. En daarom moet ons vandag onsself toelaat. Hoor mooi, ek wil met jou praat vanmôre, as jy miskien kan ervaar wat die Gees vir jou sê, dat miskien sit jy in paniek, miskien sit jy in onsekerheid, miskien sit jy in vrees, miskien sit ek en jy daar by die graf en ons wag en ons hoop. My vriend, ek wil vanmôre vir jou sê, daar's geen hoop by die graf nie. Daar's vergifnis, daar's redding, daar's deurbraak, maar die antwoord waarna ons soek, lê in die opstandingskrag van Jesus Christus. En daarom sê Paulus vir ons, dat hy sê, dat ek in hom gevind mag word, in die krag van sy opstanding. My vriend, daar's 'n tyd om by die graf te sit, maar daar's 'n tyd om op te staan en die opstandingskrag van Jesus Christus te ontvang. Nie net te glo nie, nie net te weet daarvan nie, maar om dit te ontvang. Hy het gesê hy gaan opstaan en hy het. Hy het gesê hy gaan voorsien en hy het. Hy het gesê hy gaan doen en hy het. Hy het gesê hy gaan verlos en hy het. Dis wanneer Jesus se verlossingswerk in my hart 'n realiteit word, 'n ervaring word, wanneer opstandingskrag in ons lewe begin manifesteer. Matteus 5 vers 11 sê hy, en as die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, sal hy ook julle sterflike liggame lewend maak. Miskien worstel ons met ons sterflike liggaam, miskien worstel ons met ons emosies, met ons gevoelens, met onverstaanbaarhede, met ons soek antwoorde waar daar net vrae is. My vriend, die antwoord lê by die opstanding. Dit lê by 'n lewende God. Dit lê by 'n lewende Jesus, na wie toe ons kan opstaan en met vrymoedigheid die pad stap wat voor ons lê.
Romeine 6 vers 9 sê die volgende, en die dood en die sonde heers oor hom, Christus, nie meer nie. Dit heers oor hom nie meer nie. Die dood oor jou en my as Christen, ons is in Christus en daarom heers die dood oor my en oor jou nie ook nie. Die sonde heers oor ons nie. Ja, ons is blootgestel aan ons menslikheid. Ja, ons is blootgestel aan die vlees. En as jy gedink het die vlees is dood, dan wil ek vir jou sê, gaan knyp jou vinger met 'n tang en dan kom jy agter die vlees is baie lewendig. En as jy aanhou knyp, dan kom jy agter wat ek doen, wat ek nie wil doen nie, want ek kan dalk 1 of 2 vloekwoorde uitlaat, wat ek nie wil doen nie, maar die pyn van die realiteit, van die gebrokenheid van die wêreld waarin ons leef, het tog nog 'n invloed op ons, en dit hou ons by die kruis en die opstanding en die hemelvaart en die uitstorting van die Gees, al die dinge wat so belangrik is. Ek lees graag vir ons 1 Korintiërs 15 vanaf vers 56. Ek gaan sommer net lees vers 54, die laaste stukkie. Die dood is verslind in die oorwinning, vers 55. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Hoor mooi, die angel van die dood is die sonde. En hy sê dit in vers 56. Die angel van die dood is die sonde en die krag van die sonde is die wet. Maar God sy dank wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Gaan ons worstel met die sonde? Gaan ons nog blootgestel word aan versoeking en beproewing? Ja, ons gaan versoek word. Hy wat sê dat hy die sonde totaal oorwin het en dat daar geen sonde in ons nie, is mislei en hy is verward, want die sonde het nog steeds 'n invloed. Maar hoor mooi, ek wil vers 57 lees. Maar God sy dank wat ons die oorwinning gee. Daar's 'n oorwinning oor sonde. Daar's 'n progressiewe, daaglikse, goddelike oorwinning wat ons sterflike liggame, ons siele, ons emosies lewend maak, sodat ja, ons die sonde in die oë kan kyk en dat daar 'n krag, 'n opstandingskrag in ons opstaan wat ons bekragtig, wat ons 'n vermoë gee wat ons nie gehad het nie, omdat hy opgestaan het, sodat ons kan heers oor die sonde, sodat ons kan heers oor die werke van die vlees. En wanneer ons in ons menslikheid gly en val en foute maak, dan kom hy en is sy genade vir ons genoeg. En hy kom en hy gee vir ons oorwinning. Daarom wou ek vers 58 vir jou vandag lees, en ek wil jou bemoedig. Daarom my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here. Hoor mooi, hoekom? Hoekom kan ek vasbyt? Hoekom kan ek opstaan? Hoekom kan ek by die graf opstaan en sê, ja, hierdie goed het gebeur, ja, die wêreld is gebroken en stikkend, maar, ek wil moet hierdie hoor, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie vergeefs is nie. Daar's niks wat jy kan doen, of wat jy kan sê, of wat jy kan glo, of wat jy kan verwag, wat te vergeefs is nie. Want ons God lewe, hy verlos, hy red, en hy breek die mag van sonde en van die dood oor ons. Sit jy dalk vandag te lank by die graf? Sit jy dalk by die graf en in teleurstelling, en miskien sit jy by die graf en jy dink, wanneer gaan dit werk? Wanneer gaan dit goed wat ek glo 'n realiteit word? Wanneer gaan ek sien wat ek glo? Wanneer gaan dit waar word? Miskien is dit nodig dat jy vanmôre moet opstaan. Miskien is dit nodig dat jy vanmôre moet opstaan en met opwinding en hoop die krag van sy opstanding toelaat en ontvang om die lewe van ons lewende Jesus Christus in jou 'n realiteit te maak. Ek wil vandag afsluit en ek gaan vir jou dalk iets snaaks vra. Ek gaan vir jou vra vandag, miskien wil jy as 'n uitdrukking van jou geloof en van jou oortuiging en van 'n reaksie op die Heilige Gees se stem in jou hart, vandag wil jy miskien dalk net ietsie doen, ietsie manifesteer van die geloof in jou hart. Miskien het daar 'n opwinding in jou hart gekom vanmôre. Miskien het jy gedink vanmôre dat, ja, ek
sit te lank by die graf. En die graf is belangrik, hy moet daar wees, want by die graf gebeur belangrike goed. Maar die graf is nie die enigste faset van die evangelie nie. Daar is 'n opstandingsdag. Daarom wil ek jou uitdaag, voor ek afsluit vanmôre, en terwyl ek afsluit met ons gebed, wil ek jou vra om op te staan. Net daar waar jy ook al is. As jy staan in jou hart op. Staan voor God vandag. En kom sê, Here, dankie vir die opstandingsdag. Die derde dag, wat Jesus uit die dood, die graf, sonde en die angel daarvan vernietig het, sodat ek, soos die vrouens, opgewonde met groot blydskap kan hardloop na die vervulling van u beloftes in my lewe in. As jy vandag staan, as jy miskien sit en jy ken hierdie dinge, is dit goed, bid saam met my en ontvang die krag van Jesus Christus as ons so bid. Kom ons sluit dan net af. Hemelse Vader, ek wil vandag saam met elke persoon wat in sy hart en in sy fisiese omstandighede staan, wat vandag opstaan en sê, Vader, ek besef vanmôre dat Jesus opgestaan het uit die doodheid, en dat ek nie meer die lewende by die dooie moet soek nie. Dankie dat die dood sy doel gedien het, dat die dood moes plaasvind, sodat sonde vernietig kon word, dat die dood moes plaasvind, sodat ons kon agterkom, dat ons afhanklik van U is, dat net in die dood van Christus ons 'n plek het, sodat ons die derde dag kan beleef. Vir hulle wat nie by die kruis verby beweeg het nie, beteken die derde dag niks, en is dit 'n sameswering oor wat moontlik kon gebeur het. Maar vir ons wat deur die gruisame kruis, deur die graf, by U kon uitkom, weet vanmôre dat U opgestaan het om die dood te oorwin, en om elke belofte van God in Christus Jesus ja en amen vir U kinders te maak. Ek wil vanmôre saam met elkeen bid wat staan, en ek wil vir hulle bemoedig en sê, gaan soek jou lewe, jou vervulling, by die lewende Christus, aan die regterhand van die Vader, waar hy sit om vir jou in te tree, waar hy sit om jou saak voor ons God te pleit, en te sê, Here, Vader, gun aan U kinders die oorwinning, die ervaring, maak die kwitansie geldig in hulle lewe, dat die dood oorwin is. Ek prys U vanmôre, Here. Ek dank U vir U genade, en ek is opgewonde vir 'n nuwe hoofstuk, vir 'n nuwe fase, vir 'n nuwe seisoen, in ons en in mense se lewens. Ek dank U vir elke persoon, ek dank U vir elkeen wat U liefhet, elkeen wat U aangesig soek, en elkeen wat vanmôre opstaan, om U opstandingskrag in hulle lewe te aktiveer en te ontvang, en soos Paulus te sê, sodat ek in hom gevind kan word, gelykvormig aan sy opstanding, gevind mag word met geloof wat in Christus is. Ek dank U, Vader, prys U heilige naam. Amen. Prys sy naam, dank Jesus, dankie vir 'n oorwinning oor die dinge waaroor ons nie self oorwinning kan kry nie, en dat ons met geloof en hoop en verwagting kan uitsien daarna. Mag die Here jou vandag seën, mag jy sy wonderlike opwinding voel en ervaar en beleef wat 'n realiteit is vir elkeen van sy kinders. Die Here seën jou, gaan in sy vrede. Amen.